Vriende, ons ken baie goed die uitdrukking van kindsbeen af, dat ons nie, soos wat die formulier dit wil hê, sommer maar net dinge uit gewoonte of bygeloof moet doen nie. En ek dink die implikasie van daardie negatiewe vermaning is om te sê, moenie dinge doen sommer maar net nie, moet dit nie net uitwendig doen nie, moenie dinge onnadenkend doen nie, moenie dinge doen net omdat die samelewing dit van jou verwag nie, maar wees tot 'n mate intentioneel. Wat is jou bedoeling as jy iets doen? En ek dink dit is 'n goeie vermaning, dis 'n goeie beginsel om oor na te dink. Maar vandag se rede wat ek by Van Roeler kry oor hoekom ons kerk toe moet gaan, is juis om 'n gewoonte, soos hy dit noem, vol te hou, om te volhard in 'n gewoonte. En as ons dit so stel, dan hoor ons dadelik iets wat ons instinktief verstaan, en dit is dat ons hele lewe uit gewoontes bestaan. Ons weet dit so goed soos vir ons kinders verleer. Ons moet die gewoonte volhou om ons tande te borsel. Ons moet die gewoonte volhou om ons bed op te maak. Ons moet die gewoonte volhou om dankie te sê of om as gesin saam te eet. Ons moet die gewoonte volhou om te oefen elke dag. Ons moet die gewoonte, en so sou mens kon aangaan. Daar's soveel navorsing wat deesdae te berge kom oor hoe ons hele lewe eintlik deur gewoontes bepaal word, en uiteindelik ook die kwaliteit van ons lewens deur gewoontes bepaal word. Nou, dis amper gemeenplaas om te sê dat daar niks verkeerd is ook met 'n goeie gewoonte nie. En dit is kerkgang dan by uitstek. Om die erediens by te woon is 'n goeie gewoonte. Maar wat daarvan as mens dan kerk toe gaan net uit plig, of net omdat mense dit van jou verwag, of onnadenkend? Dit mag miskien 'n probleem wees, en dis dalk vir hierdie rede dat ons in hierdie tyd weer bietjie net oor hierdie praktyk reflekteer. Maar is dit so verkeerd, of is dit so nadelig om slegs, as mens dit nou net vir 'n oomblik die onderskeid wil aanvaar, vir uitwendige redes 'n gewoonte volhou, of as mens nie elke keer as jy die gewoonte aan deelneem baie diep daaroor nadink nie. En ek dink ons besef instinktief nee, want ons sluit nou so weer bietjie aan by gisteroggend se refleksie, dat in die gewoontes wat ons volhou, dit eintlik die bedding skep vir groei en vir spontane dinge om te gebeur. Dit skep amper die struktuur waar binne daar nadenke kan plaasvind, waar binne die verbeelding gevorm word, waar binne ons begeertes gevorm word, en ons gaan al hoe meer in ons saamwees met mekaar in die week daaroor nadink. Die erediens kan eintlik die gewoonte van gewoontes word. Dit kan eintlik die bril word waardeur ons ook ons ander gewoontes betekenis aan kan gee. En al kan ons nie op die oomblik betekenis daarin vind nie, en al vind ons dit in die oomblik dalk vervelig of dalk selfs onsinnig, oor 'n lang vormende tyd kan dit die kwaliteit nie net van ons verhouding met die Here bepaal nie, maar eintlik van ons hele lewe. Gewoontes is dit wat ons anker in dit wat belangrik is. Gewoontes is dit wat vir ons laat verlang na dit wat goed is. Gewoontes is dit wat vir ons, om nou weer aan te sluit by gister, ons 'n kans gee om getref te word, om met betekenis gevul te word. So, hoekom gaan ons erediens toe? Hoekom hou ons Pinkster in die NG Kerk, sou ons dalk kon vra, uit gewoonte? Ja, ons moet dit maar hierdie jaar weer doen. Maar wie weet, miskien gebeur daar iets baie moois, en dalk nog belangriker, word ons gevorm as mooi mense.